nog 'n ding. Ja, dit is, as jy soos ek is en jy het groot geraak in 'n klein dorpie waar die ooms en tannies en die NG Kerk en whatever geloofsafstammeling daar is, die dorp heers, sal jy weet waarvan ek praat. Jy kan nie, ek moes na my oupa so toe gegaan het met in 400 grade Celsius met 'n pokker lang mooi hemp aan, want as die ou man my tattoos gesien het, dan het ek 'n 3 ure lank lecture gekry. Soos wat ek in die res van hierdie video gesê het. Asseblief beweeg. Ek sê nie wees een van daai ooms en tannies wat jonk en saam met die kinders wil gaan dansie, nee. Maar onthou, toe jy 'n laaitie was, soos wat ek vroeër in die video gesê het, en jy het 'n nuwe Twisted Sister wat sal, Jesus Pieter, 'n nuwe Twisted Sister type gekry, né? Toe was dit ook verban oral gewees. Dis nou dieselfde wat gebeur met ons. Ek onthou uit persoonlike ervaring uit, toe ek Fokke Polisiekar begin luister het, circa 2004, ek kon hulle nêrens live kykie, want orals waar 'n fees was, het die konservatiewes dit hoe kan ek sê, hey, shut up! Het die konservatiewes dit geran en hulle was verban. Selfs toe Jack Sparrow uitgekom het. Jack Sparrow, ek onthou, Jack Sparrow was genooi 1 jaar gewees vir die Huis en 'n Skouspel, en toe hoofmeisie, wat sy naam, Du Plessis, gesê, nee, ek kan nie sing op dieselfde verhoog as Jack Sparrow nie. Asseblief. Jesus, dit irriteer my. Wil jy nou eerlikwaar vir my sê dat 'n paar bietjie kontroversiële lirieke in 'n liedjie gaan almal Satan toestuur? Nee. Kyk mooi daarna. As 'n ouetjie, dit gebeur nie regtig baie in Suid-Afrika nie, maar kyk in Amerika, dan gaan 'n ouetjie en hy skiet die skool op. Dis nie sommer 'n jokie, maar dis die waarheid. Sodra hy man kry hulle filth of killshot of bullet for my Valentine of so iets luister, dan sê dit, ja nee, dis omdat hy daai Satan musiek luister, hulle het hom gedryf daarna toe. Maar as hy Yuri Els geluister het, dan sou hulle gesê, nee, dit kan nie wees nie, want as hy Yuri Els geluister het, het hy net homself geskiet. Nee, dit is 'n lewenskeuse. Hulle praat nie van hoeveel die kind geboelie was op skool nie, en toe snap hy nie, nee, dit was sy musiek, dit was sy influences. Die wêreld is, jy wat almal so judge en, het jy gesien? Primilda se dogter is swanger op 17. Ek het al met my ouma gesit en gesels. Weet jy wat was die average swangerskap ouderdom back in the day? 16, 15. Wat sê jy nou? Anyway, soos ons ouer raak, asseblief, laat ons saam met die tye beweeg, open-minded, nie met oogklappe aan nie. Okay? Lekker dag verder, gesien en oop blyf, alles wat goed is, gaan hy.